Blond en gesond en mollig mooi. Voorsitter, kom ons praat 'n bietjie oor die sogenaamde ideale vrouelyf. Deur die jare het die wêreld probeer besluit hoe 'n vrou behoort te lyk. Elke era het sy eie maatstaf uitgehaal, dit met oortuiging opgehou en verklaar. Nou ja, dit is skoonheid. Die idee van die ideale vrouelyf het deur geskiedenis bly verander. Maar een ding het nooit verander nie. 'n Vrou se waarde lê nie in haar middellyf nie, maar in haar menswees. So ek stel voor, ons skop die skaal onder die bed en vergeet van hom. Dames en here, die idee dat 'n vrou brandmaar moet wees, is beslis nie die moeite werd om na te volg nie. Want voller figure is mooier, gesonder en gelukkiger. Eerstens, het die brandmaar tendens nie 'n voet om op te staan nie. Want deur die geskiedenis is voller vroue as mooier beskou. Skoonheid is lank uitgebeeld soos 'n olieverfskildery, sensueel, vol en kleurvol. Maar vandag, eerder soos 'n potloodskets, dun, skerp en maklik om uit te vee. Ons word gebreinspoel om te glo dat brandmaar mooi is. Al sien ek niks mooi aan wilgerad lywe, wat lyk asof hulle met een windvlaag kan wegwaai nie. Deur die geskiedenis is skoonheid met voller figure verbind. Die Venus van Wildendorf, as simbool van vrugbaarheid. Aphrodite, die godin van skoonheid, met volop kurwes. En kunstenaars soos Paul Rubens, wat tot in die 17de en 18de eeu voller liggame gevier het. Vandag nog word voller liggame in nie-westerse samelewings met welvaart, gesondheid en huwelikssukses geassosieer. Giorgia Guzerotti, 'n skoonheidsdeskundige en afrigter, skryf in die artikel Being skinny doesn't mean being beautiful, gepubliseer op 2 Maart 2025 op www.beautifulwithbrains.com. Moenie probeer om jou liggaam te verander om by iemand anders se idee van skoonheid aan te pas nie. Stel jou dus 'n wêreld voor, waar skoonheid nie deur Instagram-filters gedefinieer word nie, en waar ons verby die moderne tendens kan kyk. Tweedens, dra die brandmaar tendens nie water nie, want vroue met voller figure is dikwels gesonder. Kurwes is nie net vir die vertoon nie. Nee, dit dien as 'n beskermende laag vir die liggaam. Vandag word die ideale vroue-figuur voorgestel met 'n plat maag, sigbare spiere en nie 'n krieseltjie vet. Maar navorsing toon dat dit nie noodwendig die gesondste opsie is nie. 'n Deense studie, gepubliseer in September 2025, op medicalbrief.co.za, onder die opskrif Too thin can be worse than being overweight, toon dat om te maar te wees 'n hoë risiko vir sterfte inhou as om oorgewig te wees. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se Malnutritional Fact Sheet van 1 Maart 2024 wys ook dat vroue met meer omega-3 vetsure, wat dikwels in voller vroue voorkom, hoër beendigtheid en 'n laer kans vir osteoporose toon. Daar is beslis waarheid in die spreekwoord. Rond en gesond. Moet dus asseblief nie die tendens volg, waar jy graanvlokkies vir ontbyt, wortelstokkies vir middagete en rosientjies vir aandete eet nie. Derdens behoort die brandmaar tendens nie nagevolg te word nie, want voller vroue is gelukkiger. Navorsing wys dat geluk en liggaamsaanvaarding hand aan hand loop. 'n Studie deur Rogers en kollegas, gepubliseer in Global Mental Health 2023, toon dat vroue in kulture waar voller liggame aanvaar en selfs gevier word, hoër vlakke van geluk en selfaanvaarding ervaar. Die realiteit is dat dit baie harde werk verg om 'n brandmaar liggaam te behou. Konstante kalorietel,
streng eetreëls, skuldgevoelens oor kos en 'n rigiede oefenroetine wat nie plek los vir spontane lewe nie. Vroue wat nie oor hul gewig obsessief is nie, eet roomys saam met die kinders, 'n warm brak op spoorlag en selfs 'n tweede sny koek sonder selfverwyd. Omdat hulle nie heeldag polisie oor hulle eie liggame speel nie, kan hulle ontspan, makliker lag en regtig leef. Dames en here, die tendens dat vroue brandmaan moet wees, is beslis nie die moeite werd om na te volg nie. Want voller vroue is mooier, gesonder en gelukkiger. Die ideale vrouefiguur is die een met wie ek en jy gelukkig is. Want 'n vrou se waarde lê nie in haar middellyf nie, maar in haar menswees. So los die skaal onder die bed en kom ons wees rond en gesond en mollig mooi. Dankie.